Goeiedag julle, is weer vir my baie lekker om saam met julle te kon kuier vandag. En ek wil 'n bietjie met julle praat vandag oor disippelskap. Dit kom alles daarop neer hoe ek is in hierdie wêreld van vandag, hoe ek met die Here wandel. En dit is vir my baie merkwaardig, want ek sien soveel verskillende weergawes van hoe ons as kind optree in 'n tyd vandag. So ek het gedink dit sal goed wees om 'n bietjie te praat oor hierdie disippelskap wat ons moet hê, hierdie verhouding wat ons moet hê met die Here, want dit gaan op die einde van die dag, dink ek, hierdie jaar gaan 'n baie belangrike jaar wees, waar ons gehoorsaam moet wees aan dit wat die woord is. Maar om terug te kom na dit wat ek wil op fokus is, die feit dat ons is in 'n wêreld vandag wat die hele tyd konstant verander, as die tegnologie verander, die kulture verander, die denke verander, die waardes verander van die mense. En ons kom dan op 'n punt waar ons ook wil gemaklik wees in al hierdie dinge. So wat doen ons dan? Dan kom ons met 'n kompromie op. Ons skuif ons waardes as mens, ons grense skuif ons dan 'n bietjie aan, sodat ons kan aanpas in die wêreld. Maar dan staan ons as te ware met een voet in die hemel en een voet hier op aarde, wat alles dan eintlik omvergooi, want ons dien 'n God wat in Hebreërs 13 vers 8 sê, hy is 'n onveranderlike God. Maar nog steeds wil ons dit gemaklik vir onsself maak en dan aanpas in die wêreld, maar ons vergeet wie ons dien. En dan met gevolg van al hierdie dinge begin ek en jy maskers te dra in hierdie wêreld. As ons kerk toe gaan, het ons hierdie masker op van ons is nou heilig en ons is hier om die Here te dien. En met elke geleentheid word dan net 'n maskertjie bygesit, hoe ons verder gaan. En as daar een ding is wat ek werklik waar weet, is dit die ding dat hierdie gaan jou duur te staan kom. Want die wêreld gaan jou verseker verwerp. En ek en jy moet terugkom na daardie gehoorsaamheid waar ek en jy die verhouding met die Here het, want dit het baie met dit te doen waar ons staan in vandag se tyd. Is ons gehoorsaam tot en met die Here? En as ek nie in daardie gehoorsaam is nie, dan gaan ek 'n probleem hê. Ek gaan tekort skiet. Dinge gaan nie vir my wees soos wat dit moet wees nie, en my waardes gaan dan val as mens. So dit moet wees eintlik soos wat ek asemhaal, is dit hoe ek die Here moet soek in elke liewe ding. Want ongeag van hoe hierdie wêreld is vandag, nee, kom God en hy ontmoet ons in ons omstandighede waar ons is vandag. Maar sy waardes as God gaan nooit nie. Hy bly die onveranderlike God. Dit verander nie. Ek en jy moet kom terug na daardie punt toe waar ons sleutel om na die Here te soek moet wees, soos wat in Romeine 12 vers 2 is, laat God ons verander, ons vernuwe, sodat ons elke liewe ding opmeet tot sy wil en daardeur verander word. So as 'n ding nie in sy wil is nie, laat ons dan heeltemal 'n omkeer kan maak van dit. So ek het nodig om weg te beweeg van wat hierdie wêreld se doene en late is, wat die verwagting is vandag, wat die hele konteks van disippelskap heeltemal omvergooi en net verander, in die sin van laat waardes die hele tyd aangeskryf word sodat ons kan aanpas. Want onthou, soos wat ek gesê het, ons is by 'n onveranderlike God. Ons dien 'n onveranderlike God. Hy bly die God van gister, vandag en môre. En hy kom en hy roep ons en hy sê, kom na my, dit is Johannes 6 vers 37. Ek sal jou nie verwerp soos wat hierdie wêreld jou sal verwerp nie. Maar dit gaan jou kos. Dit gaan jou kos, Romeine 12 vers 1, om alles vir hom te gee. Alles van jou. My hele lewe as offer vir die Here te gee. En weg te beweeg van wat hierdie wêreld is. Die Here moet as te ware my anker word in hierdie wêreld. Ek dink ons gooi dit heeltemal weg. Ons het die anker opgetel en ons is so in 'n kompromie gegaan waar ons eerder die wêreld wil tevrede stel wat ons as mense is en ons vergeet wie ons dien. Ons dien 'n onveranderlike God en ons moet terugkeer na dit wat disippelskap werklik waar is, en dis om die Here te dien. So hier is 'n beroep, laat jy moet gaan kyk na jou gehoorsaamheid en terugbeweeg na dit
wat die Here vir jou uitbeplan het. En dis my gebed vir jou vandag. So ek wil bid, Here, ek wil kom na U toe en ek wil bid, dat elke ou wat hierdie boodskap hoor vandag, Here, wil ek bid, dat daar verandering in hom sal plaasvind, dat hy sal kom soek na dit wat U plan is, soos wat in Romeine 12 sê, Here, dat ons U wil soek, Here, U wil soek in elke liewe omstandighede waar ons ingaan, Here, dat dit ons meetstok sal wees, Here, dat ons alles tot en met wat U vir ons beplan het, sal soek en daarna toe sal nader, Here, en dit wat die wêreld is, sal los, Here. Ek bid dat hierdie sal wakker word in elke liewe mens, Here, en ek bid ook so dat U hulle paaie sal gelyk maak, Here, en saam met hulle sal wees in hierdie journey wat hulle stap in hierdie wêreld, Here. Laat ons nie gelykvormig sal word aan die wêreld nie, maar dit wat U wil vir ons is, Here, laat ons dit sal nastrewe met alles in ons. Bid ek in Christus Jesus naam. Mag jy een awesome dag hê. Shalom.